Here, dankie dat ons vanaand weer die voorreg het om in die huis van die Here te kan wees. Here, dankie dat dit met ons goed gaan. Here, dankie vir die guns en die seën. Here, dankie dat U God is en dat U die beste weet. Here, kom seën ons samesyn vanaand. Here, ek sien ons gaan net nou lekker eet. Ek wil ook bid, Here, dat daardie voedsel ons liggaam sal seën en seën ook elke hand en elke huis wat dit vir ons moontlik gemaak het in Jesus naam. Amen en amen. Nou, ek het gesê ons gaan vanaand so 'n bietjie begin. Ons gaan so vir 3 weke gaan ons bietjie praat oor geestelike volwassenheid. Nou, dis nogal iets wat my nogal baie na aan die hart lê, geestelike volwassenheid, en ek wil so bietjie my idee rondom hierdie onderwerp by jou los, want ek is van mening dat as ons geestelik volwasse word, gaan ons nie moeilikheid hê nie. Ek het lank terug het ek gesê, as ek so na die ander predikante en na die dominees en die pastore luister, dan voel dit baie keer asof 'n predikant eintlik net by 'n dagsorg werk. Want ons is die hele tyd besig om botteltjies vir die mense te gee en doeke vir hulle te gee, maar wanneer ons geestelik volwasse word, gaan die lewe daarom 'n wonderlike plek wees. En ek wil begin deur om vir jou 'n gedeelte te lees, en jy kan maar net luister, 1 Korintiërs 3, so vanaf vers 1. Paulus is aan die woord. Die bloems is hier. 1 Korintiërs 3. Hy sê, en ek, dis Paulus. Hy sê, broeders, kon nie met julle spreek met soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslikes, soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle met melk gevoed en nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat gewees nie. Paulus sê, hy skryf vir die gemeente in Korinte. Nou, Korinte was 'n gemeente met baie uitdagings. Hy het baie probleme gehad. Dit was juis hierdie gemeente wat Paulus oor geskryf het, oor die gawes en die werking van die gawes en oor liefde. En dan kom hy en dan skryf hy hier met hulle oor geestelike volwassenheid, en hy sê, ek kon nie met julle praat soos met volwasse mense nie. Ek kon nie eers vir julle met vaste kos voedsel gee nie. Ek moet met julle praat soos met kinders. Ek moet met julle praat met mense soos wat nog van melk afhanklik is. En dan het Paulus 'n klomp dinge te sê gehad oor geestelike volwassenheid, en ek glo as Paulus nodig gehad het om so nou en dan daaroor te praat, dan glo ek dat ek en jy ook so nou en dan moet hoor, wat is geestelike volwassenheid, sodat ons kan opgroei. Melk is lekker, met 'n bietjie Nesquik en Junior, heerlik. Maar ons kan nie by die melk bly nie. Ons moet opgaan en groei, sodat ons kan word soos wat Jesus is. Nou, ons tema is kerk hierdie jaar, en hierdie tema het my al 'n paar keer in die moeilikheid gekry. Halleluja. Want dit sê vir my, mense hoor iets. En omdat ons kerk is, omdat ons in hierdie jaar kerk wil wees, moet ons ook opgroei van kinders na geestelike volwassenes, na mense wat net van melk kan lewe, tot na die vaste voedsel. Nou, as daar een mens is wat daarom iets rondom geestelike volwassenheid geweet het, dan is dit Paulus. Paulus het ongeveer 14 jaar, vandat hy by die pad van Damaskus die lig gesien het, totdat hy daar in die tronk gekom het, ongeveer 14 jaar, tussen mense beweeg en hulle geleer en hulle geleer oor die evangelie en oor geestelike volwassenheid. So Paulus het so 14 jaar se ondervinding, dis meer as genoeg. En daarom wil ek so 'n bietjie dit wat Paulus met die gemeentes gedeel het, wil ek so 'n bietjie met myself en ook met julle deel oor geestelike volwassenheid. Hoekom kan Paulus praat oor geestelike volwassenheid? 3 redes. Want in die eerste plek het Paulus geweet wie God is. As jy geestelik volwasse wil raak, moet jy begin by die begin. Jy moet weet wie God is. Ek sien 'n baie interessante ding in die week op iemand se status. Hy sê, ek ken nie net Psalm 23 nie, ek ken ook hom wat dit geskryf het, of wie dit geïnspireer het. En daarom het Paulus 'n idee, maar hy het ook die regte idee van geestelike volwassenheid gehad, want hy het geweet wie God is. Hy het geweet wie hy is en wie ek geestelik volwasse moet raak. In die tweede plek, hy het Jesus aangeneem as sy verlosser en saligmaker.
Jy kan nie geestelik volwasse raak as jy nie by 'n plek gekom het wat jy jou rug gedraai het vir die sondes, die rug gedraai het vir die wêreld, 'n 360 grade draai gemaak het, wegbeweeg van die donker en in Jesus se lig in beweeg het nie. En in die derde plek het Paulus iets geweet van sonde. Hoor gou mooi, jy kan nie geestelik volwasse raak as jy nie eers met sondes gedeel het nie. Nou, daar's 4 dinge rondom sondes. Sonde se mag, sonde se smet, sonde se skuld en sonde se straf. Nou Paulus het geweet dat die mag van sonde het nie oor hom geheers nie. Hoekom nie? Want Jesus het die prys betaal. Paulus het ook geweet dat die smet, die vlek wat sondes op sy lewe gemaak het, is uitgewis deur die kruis van Jesus Christus. Dan het hy ook geweet dat die skuld wat sondes doen, nou hoor gou, as jy sonde doen, dan voel jy skuldig. Ons het so 'n ou klein hondjie by die huis en as hy iets doen wat hy nie moet doen nie, dan sy kop is so onder, hy wil nie vir jou in die oë kyk nie. Want hoekom? Want hy voel skuldig, maar Paulus het geweet dat die mag van sonde, die vlek van sonde en die skuld van sondes is vrygemaak deur die kruis van Jesus. En hoor mooi die laaste plek, dat die straf van sonde is nie van hom op toepassing nie. Want die loon van die sonde is die dood, maar wanneer jy gedeel het, ek hou van daai woord deel, wanneer jy daarmee gehanteer het, met sondes gehanteer het, is daar nie meer vir jou straf nie. Hoekom nie? Want jy is vrygekoop in Jesus Christus. En daarom kan Paulus so 'n bietjie praat oor geestelike volwassenheid, want hy weet wie God is, hy het Jesus aangeneem en die mag van sonde is nie meer oor sy lewe van toepassing nie. En dan, wat is geestelike volwassenheid? Geestelike volwassenheid het 'n definisie en is baie kort. Geestelike volwassenheid is 'n diepe verhouding met Jesus. Dis al hoe jy geestelik volwasse kan word, die oomblik wanneer jy 'n diepe verhouding met Jesus Christus het. Nou, toe Ia nou Soltech toe was, toe moes hy al hier, einde verlede jaar, toe moes hy 'n toets skryf, om seker te maak dat hy op standaard is om te kan Soltech toe gaan. Ek hoor dis nogal oralste van toepassing, dat as jy een of ander kursus moet doen, dan moet jy eers 'n toets skryf, sodat hulle kan sien of jy op standaard is. Nou, ons gaan begin met geestelike volwassenheid, en ons gaan so 'n bietjie toets skryf vanaand. Is dit reg? Ons gaan 'n toets skryf om te sien of is ek geestelik volwasse, en ek het hom heeltemal gedryf, heeltemal. Ek dink daar's 20 punte, ek het so 4 uit 20. Want as jy nie hierdie toets deurkom nie, dan moet jy asseblief volgende week weer kom, sodat ons kan sien hoe om geestelik volwasse te word. En ja, ek gaan moet kom. Nou, die toets is daar in Efesiërs. Nou, ek moet net my Bybel blaai, hy was nie by die huis nie, so. Galasiërs, Efesiërs. Mense daarom verlore sonder jou Bybel, nê? Galasiërs 4. Galasiërs 4 vers 11. Efesiërs 4 vanaf vers 11. Gee vir jou die toets om te kyk of jy geestelik volwasse is. Nou, ek gaan hom gou-gou vir jou vinnig deurlees en dan gaan ek vir jou die punte uithaal. Paulus is aan die woord en dan skryf hy. Hy sê, en hy het gegee, dis Jesus gegee het, hy het gegee sommer as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en anders as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir die dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van geloof en van die kennis van die Seun van God, 'n volwasse man tot die mate van die volle grootheid van Christus Jesus, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger word heen en weer en gedrywe word deur die weer en deur die wind van allerlei lerings en die listige dwaalrede van die vyand nie, maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Jesus Christus. Vers 16. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind is deur die ondersteuning wat elke lid gegee het, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Vers 17. Dit sê ek en betuig ek, dat ek in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle vermoed nie. Mense wat verduister is in hulle verstand
en die vreemdheid van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die handeling van hulle verharde hart. Wat ongevoelig geword het en oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerlei onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom geonderrig is, soos die waarheid in Jesus Christus is, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê deur die begeerlikheid en die verderflikheid te laat vergaan. En dat julle vernuwe word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens beklee wat deur God Jesus Christus geskape is. Sjoe, dis 'n groot mond vol hierdie. Nou kom ek gaan dit gou vir jou opsom. Paulus sê, daar is 'n toets wat ek en jy moet skryf om te kyk of ons geestelik volwasse is. Nommer 1, ek en jy moet opgroei soos volwassenes. Sjoe, ek ken Christene, nie in Hartbeesfontein nie, daar in Wollies en Swaizer, daai rigting. Ek ken Christene wat die Here Jesus al volg vir 40 jaar, maar nog net so kinderlik in hulle geloof is, soos wat hulle was die dag toe Jesus ontmoet het. Hulle het nie opgegroei nie. Hulle het nie dieper verhouding gekry met Jesus nie. Ja, hulle het Jesus aangeneem. Hulle het hulle sondes gelos. Hulle het in 'n verhouding met Jesus ingekom, maar dis daar waar dit gebly het. Hulle het nie opgegroei in 'n sterker verhouding in Jesus gekry nie. Hulle is gewoond aan dit wat hulle het en dit was vir hulle genoeg gewees. Daarom word hulle nie geestelik volwasse nie, want hulle bly daar waar hulle begin het. Ek dink aan die ou storieetjie van die vrou wat vir die man gesê het, jy sê nie meer jy's lief vir my nie, en toe sê hy, ek het vir jou gesê die dag toe ek jou ontmoet het, ek is lief vir jou, en as enigiets verander sal ek jou daarin van kennis stel. Daar is geen groei nie, daar is geen vordering nie. Net so moet jy en jy, waaronder ons Jesus ontmoet as ons verlosser en ons saligmaker, moet ons hom nie net aanneem nie, ons moet groei in ons verhouding, soos wat 'n klein kind opgroei in sy lewenswyse. En Paulus sê, as jy geestelik volwasse wil wees, dan bly dit nie net by die ontmoeting van Jesus en by die doop en by die bekering nie. Nee, ons moet opgroei, sodat ons gevul kan word met God se gees, sodat ons gawes kan begin opereer, sodat ons talente kan gebruik. Jy kan nie hier bly nie, jy moet opgroei, sê Paulus, en dan word jy geestelik volwasse. En nou kan ek jou vanaand vra, hoe lyk jou groeiproses? Is jy nog daar waar jy gebly het, 10, 20, 30, 40 jaar terug, of het jy al gegroei in jou verhouding in Jesus? Hoe lyk die gawes wat deur jou moet manifesteer? Hoe lyk jou talente wat jy moet gebruik? Want as jy 1 talent kry en jy gebruik hom, dan kry jy later 2. En as jy 2 het, gaan jy later 4 kry. Maar baie van ons is nog steeds net daar waar ons Jesus ontmoet het. In die tweede plek sê Paulus, jy sal moet kyk, het jy al 'n seun van Jesus geword? Het jy al 'n seun geword? Wanneer 'n babatjie gebore word en 'n ou seentjie, dan is die pa baie trots op sy seentjie. En nou hoor ek dit baie, hy sê, "So ek kan nie wag dat hierdie seentjie saam met my gaan bal skop en saam met my gaan rugby kyk en ons gaan 'n paar dinge saam doen nie." Maar terwyl hy die babatjie is, mynder, kan jy dit nog nie met hom doen nie. En nou kom Paulus en hy sê dat as jy geestelik volwasse moet wees, moet die baba seentjie wat ek en jy is opgroei sodat ons 'n man en 'n kind van Jesus kan word. Hoe word 'n kind? Sjoe, 'n kind het baie meer voorregte as die dienskneg. Hy het baie meer voorregte as die slaaf en as die een wat net vir sy heer werk. Ons moet kinders word sodat ons op 'n plek kan kom wat ons kan uitroep en sê, Abba, Vader. En nou wil ek jou vanaand vra, is jy nog die babatjie in jou geloof? Of is jy al op 'n plek wat jy kan uitroep, Abba Vader, hy's my Vader, ek het 'n verhouding met hom, daar's dinge wat ek en Jesus met mekaar in gemeen het, daar's dinge wat ons saam kan doen, ek is nie net meer die babatjie nie, ek het 'n seun geword, ek het 'n dogter geword. Dit praat baie meer van opgroei. Nou is ek 'n seun. Ek het 'n verhouding met my Vader, daar's 'n band wat tussen ons is. En Paulus sê, as jy geestelik volwasse is, dan bly jy nie die babatjie nie, jy word die kind. Verder skryf hy sê, jy moenie meer soos 'n golf, soos 'n kind wat deur 'n golf heen en weer gegooi is nie. Nou kan ek jou gou vra, toets jou gou self. Is jy nog besig om so rond te val? Of is jy standvastig op die rots Jesus Christus? Want ek moet erken,
As Ilse vir my iets vertel, dan sê ek, "Sjoe, dit klink vir my reg." Nee, dan glo ek dit. En dan kom ek by die kerk en sê om Charles, en sê ek, "Nee, ek dink om Charles is nou vir my beter as my nou weer hierdie kant toe gaan." Want as jy vir niks staan nie, dan val jy vir enige iets. Maar jy moet op 'n plek kom wat jy nie meer soos 'n golf heen en weer gegooi word nie. Jy staan op dit wat reg is. Sonde is sonde en jou opinie tel nie. Sjoe, pastoor, dis erg. Maar dis wat gebeur. Ek is soos 'n man, soos 'n paal wat geplant is, en wanneer die storms en die winde kom, dan weet ek wat ek weet. En ek word nie rondgegooi nie. Ek glo nie vandag dat die woord is so en môre is hy so nie. Ek glo wat ek weet ek glo. En as jy daarop kan staan, dan is jy geestelik volwasse. Ek kry 'n boodskap van ou Marie, Andrei, onthou julle vir Andrei Blom wat altyd die dromme gespeel het. Hy sê, ten spyte van my storms kan ek nog steeds die Here aanbid, want ek aanbid hom nie vir die storm nie, ek aanbid hom in die storm omdat ek weet wie hy is. En my omstandigheid maak dat ek partykeer wil rondval. Maar ek is vasgeplant want ek weet wie die God van die storm is. Ek weet wie die storms kan hanteer. En hoor gou, as probleme jou nog so rond en bond gooi, is jy nog nie geestelik volwasse nie. Sjoe, daar dryp ek sopas 'n toets. Want wanneer dit moeilik raak, kyk, ek het vandag al bietjie getrippel soos 'n kat op 'n warm sinkplaat, want daar's 'n paar uitdagings wat na my kant toe kom. En ek sien hom aankom en ek weet dis moeilikheid. Maar wanneer jy geestelik volwasse is, dan sê jy, ek staan vas. Ek weet dat ek weet dat ek weet. Nommer 4. 3, 1, 2, 3. Nee, nommer 4. Eerstens jy moet opgroei. Tweedens jy moet soos 'n man word, 'n seun word. 3, jy moet nie soos 'n kind wees wat deur golwe rondgegooi is nie. Nommer 4. Jy moet geestelike volwasse mens, sê Paulus, nie ek nie, is nie slinks en bedrieglik nie. Sjoe. Is nie slinks en bedrieglik nie. Nou dis 'n toets wat ek en jy moet skryf. Jy gehoes. As jy so bietjie slinksigheid in jou het en so bietjie bedriegerigheid binne jou het, dan moet jy weet jy's nie geestelik volwasse nie. Wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd. My ja is my ja en my nee is my nee en alles meer as dit is van die bose. En dit praat bietjie daarvan dat hoe jy met mense omgaan, hoe jy besigheid doen, hoe jy transaksies doen, hoe jy enige ding in die lewe doen. Nou, daar dryp ek alweer. Want as ek tog ietsie kan bietjie makliker in die lewe kry met 'n ompad, dan doen ek dit. Hallo? Kom ons wees eerlik. En die Bybel sê geestelike volwasse mense is nie slie en sling en bedrieglik nie. Ons loop die pad reguit. Dis so bietjie moeiliker. Dis so bietjie baie moeiliker. Maar jy loop die pad reguit en nou kan jy jouself gaan toets as jy ook daarvan hou om so bietjie op 'n makliker manier goedjies in die hande te kry. Dan sê die Bybel is jy nog nie geestelik volwasse nie. Dit praat daarvan dat jy nog nie jou vertroue heeltemal in die Here gesit het nie. Jy maak nog so 'n bietjie jou ander planne. Dan gaan hy verder. Hy sê 'n geestelike volwasse mens wandel in liefde. Ons het verlede week ook daar gepraat. Kan jy sien hoe die goed besig is om by mekaar te kom? Jy wandel in liefde. Sjoe, pastoor, hulle trap op my. 'n Geestelike volwasse mens wandel in liefde. Pastoor, hulle is onregverdig met my. 'n Geestelike volwasse mens wandel in liefde. En maak nie saak wat die wêreld en wat die vyand na jou kant toe gooi nie. Toe ek en maandagooggend toe kry ek so 'n snaakse WhatsApp en ek is op my perdjie en ek kon dit nogal in liefde hanteer. Ek dink nogal ek het dit baie mooi hanteer. Want jy wandel in liefde. Hoekom? Ek is geestelik volwasse. Jy het reg om ongemaklik te wees. Jy het reg om hulle te antwoord. Jy het reg om dinge te sê. Jy het reg om so 'n bietjie die wêreld te ruk en te sê dit werk nie so nie. Ek is nie 'n vloerlap nie. Ek kan nie op my ek wandel in liefde. Sy pastoor is onregverdig. Dit miskien, maar ek wandel in liefde. Die volgende een is ek moet opgroei in Jesus Christus. Nou toe ek dit nou 'n bietjie gaan opsoek te verstaan ek mooi wat opgroei in Jesus Christus beteken. Wanneer jy klein is en jy kry, kom ons sê 'n mooi jas. Nou trek jy die jas aan en nou is die jas vir jou te groot. En dan sê jou ma, moenie bekommerd wees nie, hierdie jas gaan jou volgende jaar pas. En dan groei ek op binne in hierdie jas in. Kom ons sê Jesus is die jas.
Geestelike volwasse mense groei op sodat hulle in Jesus kan inkom. Jy moet begin lyk soos Jesus. Jy moet begin optree soos Jesus. Jy moet begin ryk soos Jesus. Jy moet begin reageer soos Jesus. Dit praat daarvan dat 'n geestelike volwasse mens opgroei totdat hy binne in die jas kan begin inpas. Wat is die jas? Soos wat Jesus lyk. Soos wat Jesus wil hê ons moet wees. En dan hanteer jy goed anders, jy doen goed anders, jy loop anders, jy opereer anders. Hoekom? Want jy is nie nou met jouself nie, jy's binne in hierdie jas en jy het opgegroei om soos Jesus te wees. Tjoe. Hoeveel punte het jy al gedryf? Ek is redelik ver onder. Die volgende een is nogal interessant. Paulus skryf hier, hy sê, geestelike volwasse mense handel nie soos die heidene nie. En daaroor kan ek 'n reeks spreek. Die wêreld het ons so gekondisioneer dat verkeerd is nie meer verkeerd nie. Ons doen besigheid soos wat die heidene doen. Ons doen transaksies soos wat die heidene doen. Ons doen alles wat ons doen soos die wêreld dit doen. En ek weet ons is in hierdie wêreld, maar jy's nie van hierdie wêreld nie. Jou burgerskap is van die hemel. Jy's just passing through. En nou kom hy sê, ons handel nie soos die heidene nie. Nou, wat bedoel hy van die heidene? Die Israel was God se uitverkore volk. Die Filistyne was die heidene. Die Amalekiete was die heidene. Al hierdie ander nasies was die heidene. En die Here sê, julle is 'n volk oor wie ek my naam uitgeroep het. Julle moet heilig wees. En nou kom Jesus, Paulus en hy sê, dat wanneer jy soos die ander mense handel en wandel, is jy nie geestelik volwasse nie. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, nee, sorry, ek is nie deel hiervan nie. Ek doen nie dit op hierdie manier nie. En baie mense, ou Dewald Gous praat met my by die Paasfees en hy sê hy moes sy besigheid verkoop het omdat die wêreld wou gehad het hy moes besigheid doen soos die heidene. En hy verkoop sy besigheid en hy's baie meer geseënd as wat hy was. Hoekom? Want ek trek 'n streep. Ek wandel nie meer, ek werk nie meer nie soos wat die heidene dit doen nie. En ek wil hê die Here moet jou die openbaring gee van wat hierdie vers bedoel. Want ons almal het tog 'n voet in die wêreld. Pastoor, ons moet anders te gaan ons nie kan opereer nie. Geestelike volwasse mense staan regop en wandel soos Jesus wil hê. Ek weet nie wat nie. Geestelike volwasse mense se harde harte word sag. Harde harte word sag. Ek het dit al hoeveel keer gesien, dat wanneer 'n harde man tot bekering kom, dan loop die trane. Hy verander so, en dan sê mense, ek ken hom Frans nie so nie, hierdie was 'n ongemaklike man gewees. Maar wanneer hy Jesus ontmoet, dan word die harde harte sag. En dis wat geestelike volwasse mense doen. Harde harte, Junior, jy smile. Harde harte word sag. Dit word sag vir jou medemens. Dit word sag vir die werking van die Heilige Gees. Dit word sag vir mense wat om jou is. Ek is nie meer arrogant en ongeskik nie, soos wat ek opereer. Pastoor, ek is 'n verrie. Verries is maar bietjie ongeskik. Maar wanneer Jesus in jou inkom, dan maak hy harde harte sag. Dan huil jy as die Heilige Gees werk. Ek sien dit Sondag. Janet deel geskenkies uit en toe ek oor die kerk kyk toe huil almal. Ek dink, hoekom huil julle? Dis 'n vreugdelike geleentheid, maar harde harte word sag. Jesus is nie in die dry cleaning bedryf nie. Trane loop. En nou kan jy jouself so 'n bietjie gaan toets. As jy in 'n diens sit en op 'n stadium dan sê jy net, dis iets. Ek voel net dis iets. Dan is jou harde hart besig om sag te word. Weet jy wat gebeur? Die Heilige Gees kom woon dan in hierdie. Hy kan nie in 'n harde hart ingaan nie. Maar wanneer jou hart begin sag word, dan weet jy, ek is nogal besig om nou geestelik volwasse te word. Nommer 9. Geestelike volwasse mense lê die ou mens af. Ons lê die ou mens af. Dis hoekom ek so van die doop hou. Want die ou mens sterf saam met Jesus Christus in die doopbad. En die nuwe mens kom saam met Jesus Christus op.
Dit praat daarvan dat my ou maniere het gesterwe. Die ou ek het gesterwe en 'n nuwe ek het opgestaan. En dan vra mense jou weer, "Sjoe Floret, wat gaan met jou aan? Jy is nie soos wat jy gewees het nie. Daar's iets anderste in jou." Weet jy wat? Die ou dinge is verby. Alles het nuut geword. En jy kan jouself hierin ook gaan toets. As jy besig is om te verander en jy weet wanneer jy besig is om te verander, dan is jy besig om geestelik volwasse te word. Dit wat vir jou belangrik was, ou Paulus sê, dit wat vir my belangrik is, het ek skade gelei en beskou ek as drek. Hoekom? Omdat Jesus Christus nou eerste is. Waarin roem ek sê? Ek roem in die kruis. Eers het hy geroem aan die klomp badges op sy trui en op sy hemp, want hy was daarom 'n Romeinse burger en hy het bietjie gesag gehad. Hy sê, hierdie goed maak nie meer vir my saak nie. Ek het daardie mens saam met Jesus Christus gekruisig en 'n nuwe mens het opgestaan. En dan kom hy by nommer 9 en dan sê hy, 'n geestelike volwasse mens is vernuwe en lewe nou na die gees. Ons wandel nie meer na die vlees nie, maar ons wandel nou na die gees. Die vleeslike dinge bedink vleeslik, sonde, dit wat sleg is, maar die geestelike mens bedink die geestelike dinge, dit wat vir God aanneemlik is, dit wat vir God goed is, dit wat vir God aanneemlik is. My vlees het gesterwe en ek doen nou wat God behaag. En dan kom Paulus dan sê, dit wat ek wil doen, dit kry ek nie gedoen nie. Hoekom nie? Want die vlees is daar, die vlees is daar. Maar jy moet die vlees begrawe en jy moet begin om na die gees te wandel. En dan is jy geestelik volwasse. Kan jy sien, hierdie gedeelte is nogal 'n mond vol. Miskien moet jy dit by die huis net weer so 'n bietjie gaan deurlees en jy sal hierdie punte dadelik daar hersien. En dan kom hy by die laaste versie en dan sê hy, geestelike volwasse mense is heilige mense. Hy praat van 'n klomp goed wat moet gebeur. Jy moet bekleed word met Jesus, jy moet wandel in liefde, jy moet opgroei, jy moenie soos 'n golf heen en weer waai nie, jy moet die ou mens aflaai en dan sê hy op die einde, geestelike volwasse mense is heilig, punt. Heilig. Nou wat beteken heilig? Ek het dit al 'n paar keer gepreek. Die woordjie heilig word afgelei van die Griekse woord wat beteken gans anders. Geestelike volwasse mense is heeltemal anderste as die wêreld. En ek weet nie van jou nie, daar het ek sopas nog enetjie gedryp. Want ek sukkel baie keer bietjie om heilig te wees. Ek sukkel baie keer om die dinge te doen soos wat van 'n heilige persoon verwag word, om meer soos Jesus te word. Ek is nie baie lief vir lees nie, maar so nou en dan lees ek 'n hoofstuk of 2. Catherine Kuhlman, wie ken daai storie? Sjoe. Hulle sê sy het so heilige gelewe, dat wanneer haar kar in 'n dorp ingery het, dan het die sondaars op die sypaadjie begin kniel en uitgeroep, Here, ons het U nodig. Sjoe, Catherine Kuhlman was goed geweest? Nee. Sy was so heilig, dat haar teenwoordigheid mense tot bekering gedryf het. Ou Smith, Wigglesworth, hulle sê hy kom in 'n ongeluk, en toe hy wakker word, toe sy vrou dood, en hy het sy gebreekte hand net so op haar lyf neergesit, en sy word lewendig, en sy's kwaad vir hom, sy sê, ek was op 'n beter plek, maar hoekom? Want ek lewe heilig. Geestelike volwasse mense, hoor mooi, kan dooies lewendig maak. Jou skaduwee, toets jou gou hieraan, jou skaduwee kan op die siekes val, en hulle sal gesond word. Sanshin, dit al met jou gebeur? Ook nie met my. Wanneer ek in 'n vertrek inkom, dan begin die duiwels sidder. Hoekom? Want heilig het ingestap. Verstaan jy geestelike volwassenheid? Dis 'n mondvol. En ek weet nie van jou nie, ek het hierdie toets geskryf en ek het hom gedryf. Ek is toe nog nie so geestelik volwasse soos wat ek gedink het nie. Nou, hoe word jy geestelik volwasse? Dis 'n reis. Dis 'n proses. Dit gebeur nie die oomblik wanneer jy Jesus aanneem nie. Jy moet foute maak. Jy moet 'n pad loop. En hoe meer jy foute maak en hoe meer jy die pad met Jesus loop, hoe meer begin jy outomaties geestelik volwasse word. Dit is soos 'n babietjie wat opstaan. Jy gaan hoeveel kere val en hoeveel kere gaan jy stampel en jy gaan sukkel, maar op die ou ende gaan jy reguit loop en geestelik volwassenheid is 'n proses.
So moenie vanaand, as jy voel, "Sjoe, ek het nou hierdie toets gedryf, net soos ek," nou skuldig voel en sê, "Ek gaan nooit daarbo uitkom nie." Jy gaan, want dit is 'n proses. Hoe kom jy daarbo uit? Daar's 'n paar dinge wat jy kan doen. Deur gebed. Hoe meer tyd jy in gebed spandeer, en ek is net so skuldig, hoe meer sal jy geestelik volwasse word. Bybel lees, Bybel lees het iets geword wat nogal bietjie baie min gedoen word. Ek weet self, ek lees baie Bybel, maar dit is om 'n preek voor te berei. Ilse sê vandag, ons moet bietjie stil raak en bietjie hoor by die Here oor iets, en ek dink aan myself, ek lees so baie Bybel, maar ek lees Bybel om preke voor te berei. Wanneer laas het jy net gesit en net die woord gelees, net om dit te lees? Want hoe meer jy tyd spandeer met sy handleiding, hoe meer word jy soos die een wat die handleiding geskryf het. Ons het so 'n paar jaar terug het ons 'n Orlando chef gery. En ons het die kar amper al verkoop, toe lees ek die handleiding, toe sien ek as ek op hierdie knoppie druk, dan gaan die dashboard oop. Ek het dit nooit eers geweet nie. En toe is dit nogal lekker, as jy die knoppie druk, dan lig die dashboard op, en dan kan jy geld en allerlei goed daar binne bære, en jy maak die dashboard toe. En ons het die kar verkoop, en toe sê ek vir die ou, ek wil jou net ietsie sê, hierdie kar het sy eie kluis, druk hierdie knoppie, want jy gaan dit nie weet as jy nie die boek lees nie. As jy nie die boek lees nie, gaan jy nie weet nie. Pastoor, ek het nie geweet nie, maar jy moet die boek lees. Hoe meer jy tyd spandeer met die boek, hoe meer gaan jy word soos die een wat die boek geskryf het. Bid, Bybel lees. Jy moet kerk toe gaan. En as jy nie hiernatoe gaan nie, gaan na 'n ander kerk toe, maar jy moet kerk toe gaan. TV op die kerk is wonderlik, en jy leer baie goed daar. Maar waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar sy. En wanneer jy in sy teenwoordigheid is, dis waar water en wyn verander. Nie op die televisie nie. My preke gaan nogal ver uit. En dan sê ek altyd, dis wonderlik. Luister die preek, maar kom kerk toe, luister hom hier en gaan luister hom weer by die huis. Kom in die kerk uit. So dis gebed, vas, kom in die kerk. Matteus 6:33. Soek allereers die koninkryk van God. En hoe meer jy sy belange soek, hoe meer gaan jy soos hy word. Nog een van hulle is vas. Ons het Januarie gevas, en as ek nou moet sê, almal moet hulle oë toemaak en regtig vra wie het gevas, gaan min mense sê ek het gevas. Vas. Hoe meer ek vas, hoe meer kom ek nader aan Jesus. Hoe werk dit? Ek het geen idee nie. Maar dit werk. Iemand vra my in die week, pastoor, werk vas? En net daarna kry ek 'n getuienis van iemand wat in Januarie gevas het, en sy het nou 'n oorwinning gekry. Die Here is stadig? Nee. Dis hoe vas werk. Jy vas nou vir iets, en jy gaan nie dalk nou jou oorwinning kry nie, maar jou oorwinning gaan kom, want jy het tyd spandeer in gebed en Bybel lees, jy het kerk toe gegaan, jy het gevas, en daar's 'n klomp dissiplines wat jy moet doen, en dan die laaste een, hoe word ek geestelik volwasse? Ek los die sonde. Ek los die sonde. Gisterand is ek en Ilse besig, kyk hierdie verjaarsdag van die gemeente gee my grys hare. Ek vergeet altyd iemand, ek was Sondag ou Lindy, ek het so sleg gevoel, waar as jy, toe ek Lindy vergeet. So asseblief, as jy daai WhatsApp môreoggend kry, merk vir my as jy in Februarie verjaar. En nou, toe ons die lys print, toe's die ink van die printer klaar, met wie gebeur dit? Nou het ek al geleer om my printer self te refill, en ek het die inspuiting, en ek spuit hom vol ink, en daar print ons. En ek gaan badkamer toe, en ek maak die wasbak vol water, en ek wil net die inspuitingkie uitspoel, en 'n druppeltjie ink val in die wasbak. Weet jy wat gebeur? Alles is swart. Ek het nie die inspuiting uitgespoel nie, daar het 'n druppeltjie in die wasbak geval. Dis hoe sonde werk. As jy 'n druppeltjie het, maak dit jou hele lewe de mekaar. Ek kan dit nie, ek het al hoeveel raas gekry hierdie jaar, maar ek gaan dit nou weer sê, los die sonde. Dis so maklik soos dit. Pastoor, is dit so maklik? Nee, ek moet bid en ek moet Bybel lees, ek moet kerk toe gaan, ek moet vas. En hoe meer ek soos Jesus word, hoe meer word ek geestelik volwasse, en hoe meer word die koue kraan oopgedraai, en hoe minder word die ink, en hoe helderder word jou lewe.
Los die sonde. En ek wil jou vra, as jy geestelik volwasse wil word in hierdie jaar, jy nie gou saam met my opstaan nie. Staan gou saam met my op. Ons gaan volgende week en die week daarna gaan ons bietjie kyk na die eienskappe van 'n geestelike volwasse mens. En ek sê weer, as ek met jou praat oor dit, is omdat die Here eers met my gepraat het daaroor. Maar wil jy nie gou net jou oë sluit daar waar jy staan? En dan sê jy, Here, ek skiet tekort. Here, ek het baie werk. Here, ek wil graag in hierdie jaar geestelik volwasse word. En Here, ek weet, soos wat ek vanaand hier staan, is daar in my lewe so baie dinge wat ek moet regmaak en moet hanteer. Maar Here, dankie dat ek weet dat dit is 'n proses. En hier voor my is 30, 35 mense wat vanaand sê, Here, ons begeer ook om meer soos Jesus te word. Ons begeer ook om geestelik volwasse te word. Here, ons wil so graag aan die einde van die jaar weer hierdie toets skryf en ons wil alles reg doen. Hoe doen ons dit? Here, ek moet nader aan Jesus kom. En ek wil bid, Here, begin by my, reg in die ronde tot die voor by hom Frans. En help ons, lei ons. Here, vat ons hand en help ons, Here, om geestelik volwasse te word. Ons wil nie wees soos golwe, soos kinders wat aan golwe heen en weer gedryf word, of soos mense wat soos babietjies is en nog selfs steeds die melk drinkie. Here, ons wil opgroei, ons wil die vaste kos eet, sodat ons meer en meer soos Jesus kan word. Here, wat is die einddoel? Ons wil geestelik volwasse word, sodat ons waardig kerk vir Jesus kan word. Here, dankie vir ons jaartema. Dis 'n jaartema met baie uitdagings en 'n jaartema met baie probleme wat ons moet hanteer. Maar Here, ek weet as ons nou gaan vashou en as ons gaan deurdruk, gaan ons Desember die vrugte hiervan pluk. Here, ek erken, ek is nog nie waar ek moet wees nie. Maar Here, dankie dat U my liefhet net soos wat ek is, maar my te liefhet om my te los soos wat ek is. Stap saam met my die pad, lei my, Here, totdat ek kan word soos wat U oor my droom. Amen en amen.